Koffie en kontrakte met Pieter en Skalk. Met de koffie in die koppie en kontrakte op die tafel. Wacht daar 'n splinternuwe episode op jou. Kom trek daai koffie nader. Dis tyd vir koffie en kontrakte. Hey almal, vandag gesels ons weer 'n bietjie oor koffie en kontrakte en nog so onderwerp wat ons nou al reeds aangeraak het. In ons vorige episode het ons die hele verkoopsproses deurgehardloop, so vinnig. En vandag gesels ons oor die eerste punt wat ons in daai verkoopsproses hanteer het. Natuurlik, hoe om jou eiendomsagent te kies. Welkom Skalk. Ja, Pieter, baie dankie, ja. Dis 'n groot besluit om die regte ou te kies, die regte persoon te kies en 'n goeie agent wat vir jou gaan geld spaar en wat jou die hele proses vir jou gemakliker maak. Dit gaan nie net oor die verkoop nie, dit gaan oor iemand wat jou deur die hele ding kan neem en dit so winsgewend as moontlik maak. En daar wil ek op daai punt sommer sê, as jy iemand kies, maak seker die ou weet waarvan hy praat en hy ken die hele proses. Ek het by my in my voertuig so dik leer. Destyds het my een prinsipaal gesê, jy moet vir jou 'n braakfile maak. Ja, daai braakfile. Ek het 'n braakfile met al die ouens wat ek al verkoop het en gesê, hoor hierdie ouens goed en ek sê vir elkeen wat ek wat ek huis verkoop, koper en verkoper, skryf my 'n brief en sê hoe was die diens wat ek gelewer het. En dit verkoop jou as 'n agent. Ja. Dit moet jy op aandring sê, bring bietjie vir my Daai review. jou CV kan ek amper sê. Ja. Wat jy gehad of wat jy het. Dis soos wat ons gesê het, doen 'n bietjie navorsing. Ja, doen navorsing. Ja. Kom ons begin bietjie by die basics wat jy moet soek in 'n eiendomsagent natuurlik. Eerstens soos Skalk sê, ervaring. Jy wil iemand hê wat al 'n ruk in die spel is en dan natuurlik die mark van binne en buitekant ken. Ja, want jy jare se ondervinding wat jou wat 'n valklys kan gesien word, maar hoe om dit te vermy. Vra hoeveel huise het jy al verkoop, hoe lank is jy al in die bedryf? Sulke agente is dikwels 'n stewige rekord vir suksesvolle verkope. Nou, hulle kan my maar vra, ek het 'n hele paar jaar, amper net soveel as wat ek gewerk het. Ja, en jy weet, dan natuurlik moet die plaaslike, soos wat ons gesê het, moet hulle die plaaslike mark ken. Ja. 'n Goeie agent weet natuurlik hoe om 'n huis reg te prys en effektief te bemark. Weet, as hulle al huise in jou buurt verkoop het, weet hulle presies wat kopers natuurlik soek. En dit is soos wat ons ook by ander agentskappe al gehoor het. Jy moet amper 'n eiendoms-expert wees in jou veld en in jou gebied. So En in jou woonbuurt. En in jou woonbuurt, ja. Ja, dit is en bemarking is natuurlik die sleutel tot sukses. As jy kan jou plek goed bemark kry, dis waar die sukses lê. Gebruik die sosiale media, professionele fotograwe, goeie foto's en 'n sterk aanbieding. Wat ons ook nou deesdae begin doen is, ons neem 'n video ook, saam met ons foto's. Yes. Dit gee vir die mense 'n indruk wat aangaan in en om die plek. Okay, en hier is ouens wat hierdie in die lug uit foto's neem en sien waar is hierdie drones. Dit is natuurlik baie nice, maar ek het nie op die stadium daai fondse om so 'n ding te koop nie. Ja, nee, weet ek het in 'n vorige agentskap wat oorsee is, het ek gesien hulle het sit 'n kamera of soos 'n selfoonkamera bo op 'n lang, amper soos 'n stok wat hulle so opskuif, dat hulle 'n beter angle het van bo af, jy weet, so wat ook 'n bietjie 'n foto neem en so aan. Maar 'n drone help nogal baie, want hy wys vir jou waar is die strate, waar is die parkies, waar is die skole,
en hy vlieg 'n bietjie wyd vir jou en dit maak dit vir jou baie maklik. Dit help natuurlik, maar nou moet jy weer toestemming hê om daar te vlieg en ja, al en goeders, dit kos 'n ou geld. Dit Ja. kos ons geld. Dis Dit hy. kos nie vir die verkoper of vir die koper geld, dit kos vir ons geld. Dit kos ons geld. Nou ja, ek stem, net goeie foto's kan so baie belangrike of belangstelling bring. En natuurlik sosiale media en aanlyn listings verbreed natuurlik jou kopersbasis baie. So dit is daar word gesê ons word betaal vir net 'n paar foto's en al sulke goed. Ons het dit nou al hoeveel keer gesê en dit gaan seker nog 'n paar keer opkom. En ons het 'n episode daaroor gedoen, maar dit moet gedoen word en as dit reg gedoen word, help dit baie natuurlik. Ja, en kommunikasie is baie belangrik. Hoe gereeld hou jy die mense op hoogte vir jou verkope? Die plek wat in die lys is, kan jy hulle maklik bereik. Jy wil nie in 'n donker wees oor wat aangaan nie. Die agent wat dit beduidelik en gereeld kommunikeer, maak alles baie minder stresvol vir die verkoper. En al bel jy 3 keer op 'n dag die verkoper en sê, luister, dit het gebeur, hier het 'n ou vir my navraag gedoen en gee vir my terugvoer. Hy wil dit weet. Hy wil weet hoeveel mense het gekyk na sy plek. Hy wil weet wat sê die ouens op 'n oop uur, wat sê die agente van die plek. Yes. Hy wil weet as jy 'n skou gehou het, wil hy weet wat sê die mense van my huis, jy weet. So daai kommunikasie en daai terugvoer is baie Ja, belangrik. ons doen gewoonlik, nadat ons daai dan gee ons vir hulle soveel kliënte by die huis gewees na 'n skoudag of iets daai tipe van goed. Op 'n call het ons selfs al in 'n maand gesê, hoor jy, ons het soveel kliks gekry op die internet. Yes. Wat mense gekyk het na hom en ons het dit gedoen, ons het dat gekry. So daai ou, hy stel belang aan, hy wil weet wat gaan aan. En dit help om te weet of sy prys reg is. Ja, presies. Ja, soos ons nou sê, die kliënt wil nie in die donker gelaat word nie. So maak dit seker hy voel gemaklik met hoe jy kommunikeer en dat jy weet dat 'n mens elke stap van die proses op hoogte gehou word. As die agent jou natuurlik nie op hoogte hou nie, bel hom, vra hom. Ja. Hy werk vir jou. Ja. So moenie bang wees om dit te doen nie. Ja, hy betaal my. Ja. Hy betaal my as ek sy huis verkoop, betaal hy my. Dis hy. So dit is natuurlik as jy jou agent kies en hy hou jou nie op hoogte nie, bel hom, vra vir hom, wat gaan aan? Hoekom bel jy my nie? Wat gaan aan? Hoe ver is dit? Ensovoorts. Jy weet, dis natuurlik van besigtiging tot aanbiedings en natuurlik die sluiting van die transaksie. Ja, nog iets is die onderhandelingsvaardighede. 'n Goeie agent sê jou die beste vir jou, die beste prys beding. Vra hulle gewoonlik hoe hulle onderhandel en hoe hulle te werk gaan om die beste aanbod vir jou te kry. En ek het nou gesê die verkoper betaal my. Hy teken die kommissiestaat af indirek. Ja. Betaal hy my, maar eintlik direk word ek betaal deur die koper want hy moet die leningvoorsiening maak vir my professionele fooi ook. So hy moet net vir my dit afteken dat ek dit mag kry. Maar daar's ouens wat dit al gedoen het en daar's ouens wat dit nie gedoen het nie en sê sorry, hy gee jou net R1000 of R200, dis al. Nou ja, dit is so. Dit is lang stories en baie hofsaake. Maar natuurlik, jy weet, as jy jou agent kies, nie vergeet van verwysings nie. Ja, dit is al. So as jy met 'n lang proses aankom om te besluit of jy jou huis wil gaan verkoop en dan watter agent jy wil gebruik, praat met vorige kliënte, hoor van hulle ervaring, was hulle tevrede met die agent se werk. Dit is natuurlik baie moeilik om dit te doen want met die nuwe POPI Act kry jy nie altyd daai agente of die kliënte se details in die hande nie. Maar nou ja, jy kan natuurlik die prinsipaal bel en hoor hoe vinnig is die huise verkoop en teen 'n goeie prys. Jy kan altyd na teruggaan en gaan kyk na vorige huise wat verkoop is. Laat doen net 'n CMA. Jy sal sien hoe vinnig is daai huis verkoop.
Ja. Kyk na ander huise wat onder sy naam gelys is in die Property 24 of private property en kyk hoe lank is daai huise al in die mark. Dit is gewoonlik 'n goeie aanduiding van hoeveel daarin gesit word. En dit gee natuurlik vir jou 'n goeie idee van wat om te verwag. Dis baie waar, Pieter. En verwysings gee 'n blik op die agent se werksetiek en resultate. Kliëntegetuigskrifte, soos wat ek net het gesê, daai Bragg file sê dikwels meer as enige advertensie. So kyk as verkoper, kyk daarna. Kry net vir jou 'n goeie agent in 'n plek. Dis al wat ek sê. Dit is so. Ja, en laastens kyk of hulle 'n goeie netwerk het. Byvoorbeeld ander agente. Jy kan gaan kyk, elke agent het 'n sosiale media blad wat net vir sy eiendomsagentskap of eiendomme daar is. En weet, hulle het gewoonlik hulle privaat sosiale media geskuif van hulle werks sosiale media. So gaan kyk daarso. Gewoonlik is die reviews, soos wat Skalk sê, sal daarop wees. Of die bad reviews gaan ook daarop wees. Ja, die mense gaan definitief hulle kommentaar los. Nee, hulle is baie vinnig met dit te gooi. Ja, en jy sal vinnig sien, is daar 'n goeie netwerk van ander agente, prokureurs, selfs banke. Ja, jy weet, want 'n goeie gekonnekteerde agent kan dikwels probleme vinniger oplos en die transaksie glad verloop. Ja, en op te som, kyk na die ervaring, kyk na die plaaslike markkennis, bemarkingsstrategieë, kommunikasie, onderhandelingsvaardighede, positiewe verwysings en die sterk netwerk. Dit kan die verskil maak tussen suksesvolle verkoop en 'n frustrerende een. Ja, en natuurlik as jy dit alles in gedagte hou, gaan jy beslis 'n agent vind wat jou kan help om jou eiendom vinniger te verkoop en natuurlik teen 'n goeie prys te verkoop. Ja, dis reg, Pieter, en dankie dat ons julle ingeskakel het. Onthou, kry die regte agent. Ek sê weer, die regte agent kan 'n groot verskil maak en vir jou baie pyn spaar. Dit is so, en natuurlik dan vandag sluit ons so die episode van Koffie en Kontrakte af. Bly ingelig en bly gekaffeineerd. Weereens anglisismes mense, asseblief. En natuurlik dan die volgende episode wat ons gaan hanteer is jou eiendomsassessering. En dan sal ons ook doen die CMA, as ek reg geskakel. Ja, ek dink is daar. So tot dan, lekker dag almal. Ja, en almal lekker dag en lekker naweek en geniet die rugby wat voor lê. Bye bye. Totsiens. Koffie en kontrakte met Pieter en Skalk. Met 'n koffie in die koppie en kontrakte op die tafel. Wag, daar 'n splinternuwe episode op jou. Kom trek daai koffie nader. Dis tyd vir Koffie en Kontrakte.